1 Johannes 2 vers 8 sê, tog is dit ook 'n nuwe opdrag wat ek aan julle gee. Hierdie opdrag is betroubaar en van toepassing op julle verhouding tot Christus en tot mekaar. Die duisternis is immers aan die verbygaan en die lig wat die waarheid bring skyn al reeds. Jy sien, as Christene wandel ons in 'n nuwe lewe. Ons wil 'n nuwe lied in ons harte hê. Aan die begin van 2026 is dit goed om hier aan te dink, aangesien die verlede verby is en die toekoms voor ons uitgestrek lê. Geboorte, lewe, dood en opstanding van Jesus is 'n keerpunt in die geskiedenis. Die Gees van die Here pas die volmaakte werk van Christus Jesus toe op ons, sy disippels. Daar is 'n verandering wat in ons harte en siele moet plaasvind as ons hierdie jaar volgens 'n nuwe gebod gaan lewe. Die apostel inspireer deur die Heilige Gees sê vir ons dat hierdie nuwe gebod is om liefde te toon. Ons moet skyn met die liefdevolle lig van Christus. Jesus, die lig van die wêreld, het gekom en sy bediening van sy liefde vir sy mense voltooi en sy Gees is in ons aan die werk om ons te vernuwe. As jy 'n gelukkige 2026 begeer, leef elke dag volgens 'n ou, dog nuwe gebod. Wees lief vir God bo alles en jou naaste soos jouself. Beoefen Christelike liefde in julle huise, julle gemeentes, wanneer julle met familie en bure omgaan. Dit is die uitdaging wat in ons teks vir ons voorgestel word. Slegs diegene wat hulle tot Jesus wend, sal volgens hierdie nuwe gebod kan lewe. Vind nuutheid van lewe in hom en leef dan sy geloof uit in praktiese Christelike lewe. Liefde. Maak dit jou gebed in hierdie nuwe jaar. Maar Vader, dankie dat U my nuut gemaak het. Help my om dit en U liefde vir mense uit te leef. In Jesus se naam. Amen.